Geliefdes, ons gaan uit die woord van die Here lees vanmôre uit Handelinge hoofstuk 9. Elke mens het sulke tekste wat vir hom kosbaar is. Nou Handelinge 9 is vir my een van daardie kosbare tekste wat 'n pragtige storie vertel. Ons almal ken dit baie goed. Ek gaan nie die hele stuk net aan een lees nie, ek gaan so 'n stukkie lees en dan gaan ek 'n bietjie daaroor praat en dan gaan ek weer 'n bietjie lees en weer daaroor praat. En so deur die loop van die teks glo ek die Here sal met ons dan deel dit wat hy ook doen. So ons gaan begin deur te lees Handelinge 9 en ons gaan eers net die eerste 4 verse saam lees. Intussen het Saulus met elke asemteug dreigemente uitgespreek. Hy wou die volgelinge van die Here doodmaak en het daarom na die hoofpriester toe gegaan. Hy het briewe van hom aan die sinagoge in Damaskus gevra, waarin hulle versoek het om hom te help om die wat aan die pad behoort, mans en vroue op te spoor en hulle geboei na Jerusalem toe te bring. Toe hy op sy sending naby Damaskus kom, het daar skielik 'n lig uit die hemel hom omstraal. Hy het op die grond neergeval en 'n stem vir hom hoor sê: Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Ons gaan eers net tot daar lees, ons sal net nou verder lees. Vriende, hierdie gedeelte tref ons dat hierdie man, Saulus, hy is 'n moeilike man. Hy is 'n ou wat met elke asemteug, sê hierdie nuwe lewende vertaling, met elke asemteug het hy dreigemente uitgespreek. Ergens is iets diep verkeerd met hierdie man. Hy wil elke Christusvolgeling doodmaak. In ons taal sal ons waarskynlik sê 'n terroris, onverdraagsaam. As jy nie met my saamstem nie, maak ek jou dood. So eenvoudig is dit. Dis gevaarlike mense hierdie. Ek wonder baie keer hoe sou die mense, die gelowiges in Damaskus, oor hierdie man Saulus gedink het. En hulle weet vooruit, hier kom groot moeilikheid. Die gevaarlikste man in Jerusalem is besig om sy veldtog uit te brei en hy is besig om in te val in dit waarin hy glo. Ek weet nie wie in vandag se taal vir jou so iemand sal laat dink nie. Vir my, naam wat by my opkom is Vladimir Putin, wat eenvoudig wil inval en gryp wat hy nie wil, wat die syne is nie, en wil deel maak van hom, omdat hy dink dit is reg. En hy is bereid om enigiets te doen om dit te doen. Maar dit is ver van ons af, nie? Dis mos nou nie naby aan ons dat ons nou moet beangs wees oor hom. Daar's ander mense in Oekraïne wat beangs is oor hom. Maar nie noodwendig ek en jy nie. Maar ek en jy sal dan waarskynlik dink aan die ou wat met 'n gewapende roof in ons straat ingegaan het. Die ou wat 'n motorskaker is. Die ou wat jy liewer nie op jou gebedslys wil hê. Want dis die ouens wat ons dink, dit help nie bid vir hulle nie, man, hulle is in elk geval goddeloos. Onredbaar, sal ons self sê. En tog, vriende, behoort ons elke dag van ons lewe vir mense te bid wat besig is om verlore te gaan. Hier is my vraag vir jou op die oomblik. Ken jy mense wat besig is om verlore te gaan? Ken jy hulle name? Weet jy van sulke mense? Nou, as jy vir my sê, jy ken sulke mense, dan is die antwoord natuurlik, die volgende vraag is, bid jy vir hulle? As jy nie sulke mense op hulle name ken, hoekom nie? Die Here wil hê jy ken sulke mense.
Hy wil hê ons moet sulke mense aan hom opdra. Hy wil hê dat ons vir hulle moet bid. Elke dag moet ons bid vir mense wat besig is om verlore te gaan. Nie vaag vir ongelowiges iewers in die wêreld nie, vir mense op hulle naam, wat jy ken, by jou werk, in jou straat, in die winkels, oral waar ons wees. 'n Paar van julle het dalk so 'n lysie vir wie julle daagliks intree. En iewers langs die pad het jy na jare begin vra, moet ek nog? Moet ek nog bid? Die antwoord is ja, jy moet bid. Ja, jy moet aanhou bid. Aanhou bid, aanhou bid, aanhou bid. Dit nooit ophou nie. Ander mense sal vra, maar ek bid al so lank vir iemand, hoe weet ek wanneer die deur oop is? En ek met hierdie persoon nou 'n geestelike gesprek kan begin. Net toets die deur. As jy 'n deur gaan vat om hom oop te maak en die deur is oop, dan kan jy instap, né? Nee. As hy toegesluit is, dan weet jy kan nie ingaan. So gee mense vir jou 'n aanduiding of hulle harte oop is vir 'n geestelike gesprek of hulle harte toe is vir 'n geestelike gesprek. Ek is op die oomblik besig om 'n boek te lees wat vir my ongelooflik baie beteken. En in die boek het ek nou al 'n paar geestelike gesprekke begin. Seker om ek dink seker as ek nou naby aan 20 omtrent met verskillende mense. Maar ek sê kom ek vertel julle van hierdie boek wat ek lees. Ek wil net ek is so opgewonde oor die boek, ek wil net ietsie vertel. En dit is my manier om te toets of die deur oop is vir 'n geestelike gesprek. So ek sal vir die persoon sê, weet jy ek is besig om hierdie boek te lees en dit gaan oor hierdie onderwerp en ek is so opgewonde oor hierdie boek en dan wag ek. Dan wag ek om te hoor wat hulle reaksie. As hulle vir my sê, ja, dis baie interessant. Dan sê ek kan jou baie meer vertel en dan begin ek hulle nog meer vertel. Want die deur is oop. Hy sê vir my daarmee, ja, ek vind aanklank by wat jy sê, ons kan verder praat. Ek het ook al iemand gehad wie ek sê, ek het hierdie ongelooflike boek wat ek lees en jy vertel daarvan. En dan begin ek ietsie sê en dan sê hy, ja, dit is interessant, maar hoorie so, ons moet nou daai ding gaan doen. Ons moet net weet dat hierdie deur is toe. Nie nog vertel. Moenie meer inligting gee nie. Want iemand wat 'n deur oop forceer, dien skade. As jy 'n deur wil afbreek om die evangelie in te kry, dan ek vir jou waarborg mense gaan trillidor. As hulle nie gereed is om te hoor van die Here nie, moenie met hulle praat oor die Here. Leef dan die Here. Laat die Here deur jou praat in die manier hoe jy na hulle kyk en hoe jy hulle liefhet en hoe jy bly bid. Anders, as jy die deur oop forceer, maak jy dat die mense mure bou en hulle self verder beskerm want hulle wil nie gekonfronteer word met hierdie goeie wat jy nou aan hulle opdra. So, hoe weet jy wanneer die tyd reg is? Jy toets die deur en as die deur oop is, dan gaan jy in. Kyk, ek staan by die deur en ek klop, sê die Here. As jy oop maak, sal ek ingaan. Jy jouself die Here forceer deur weer oop. Ek en jy dit ook doen. Maar hier is die ding wat my tref van hierdie gesprek wat ons nou het. Vriende, net die Here kan iemand se hart verander. Net die Here. Nie ek of jy. Ons kan nie getuies wees. Ons kan die liefde uitdeel. Ons kan die gesprek begin. Ons kan bid. Maar ek en jy het nie die vermoë om iemand se lewe te verander. Net dit. En daarom moet ons baie bid dat die Here dit sal doen. En so het ons nou vir Saulus. Met elke asemteug is hy besig om geweld te stoot, dreigemente uit te spreek. En nou is hy op 'n missie om mense in 'n ander stad te gaan vang. En op hierdie oomblik, in vers 4, is dit die Here wat met 'n lig hom instraal. So 'n sterk lig dat hy op die grond neerval. En hy hoor 'n stem wat hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? Dan lees ons verder van vers 5
tussen die kerk en die Here. Wie is u, Here? Het hy toe gevra. Ek is Jesus, antwoord hy. Dit is my wat jy vervolg. Staan nou op en gaan die stad in. Daar sal vir jou gesê word wat jy te doen het. Die mans saam met hom was sprakeloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien. Saulus het van die grond af opgestaan en alhoewel sy oë oop was, kon hy niks sien. Hulle is Damaskus in, terwyl sy reisgenote hom aan die hand lei. Hy was 3 dae lank daar, sonder om te sien, en hy het ook niks geëet of gedrink nie. Dis 'n kosbare storie wat hier vertel word. Die lig wat hy sien, is nie 'n energiebesparende lig nie. Dis 'n enorme ding wat hier gebeur. Net God het sulke krag. Geen mens het die vermoë om met 'n lig iemand van sy perd te laat afval. God kan dit doen. God kan natuur gebruik om met my en met jou te doen. En so val hierdie man op die grond. En wat so interessant is van hierdie kosbare verhaal, is dat Saul vra onmiddellik die regte vraag. Daar word ons al baie gevra. Die kosbaarste vraag wat 'n mens kan vra is, wie is Jesus? En dit is wat hy vra. Wie is U, Heer? En dan reageer die Here. Weet jy, mense is nou geneig om te dink dat die Here was nou hier op aarde en hy het nou geleef en hy's nou begrawe en hy het opgestaan uit die dood en hy het opgevaar na die hemel en hy sit aan die regterkant van die Vader, né? Hy is nou weg hier van die aarde. En dan wat gebeur hier? Die stem wat met hom praat is Jesus. Jesus is betrokke by hierdie wêreld. Jesus weet van hierdie Saulus wat rondloop. Hy weet van hierdie ou wat dreigemente spoeg. Hy weet van die briewe. Hy is betrokke hier op aarde. Dis God in sy drie-eenigheid is betrokke. En Jesus is nie nou apart ergens wegver nie. Hy is hier by ons. Daar twee in sy naam in mekaar. Daar is hy. Die Here is hier by ons. Ek lees in Johannes 14, ek gebruik dit baie graag wanneer 'n mens by begrafnisse kom. In Johannes 14 praat die Here met sy disippels en sê vir hulle, julle moet nie bang wees nie. Ek gaan en ek gaan teen plek gereed maak. En as ek jou plek gereed gemaak het, kom ek vir jou. Wie sê ek? Jesus. Jesus is betrokke hier op aarde. Hy weet waar ons weer gaan, hy weet wat ons dink, hy weet waarmee ons worstel, hy verstaan dit. Saulus, jy's besig om my te vervolg. Nee, wow, sal Saulus sê. Nee, jy's besig om, ek is nie besig om jou te vervolg nie. Ek is besig om hierdie ouens wat afgedwaal het by die kerk te gaan uithaal. Ek gaan hulle in Damaskus haal, ek gaan hulle terugvat. Ek het dit nie, dis daai ouens wat verkeerd is, nie ek nie. Nee, Saulus, jy verstaan nie mooi nie. Die kerk is my kerk. Ek is met hulle op die pad. Hulle is my eiendom. Ek is die hoof van my kerk. En my kerk is die liggaam. Hulle is die hande en die voete. Saam is ons een. Jy kan ons nie dissekeer met mekaar uittrek. Die teks vertel vir ons nog 'n baie interessante ding hier. Hy sê vir ons, die ander man wat saam met hom gegaan het, teken nou maar van die soldate wat nou al die kettinge en die goedes nou moes dra en die voorraad moes aanry. Hulle het die lig gesien, hulle het die stem gehoor, maar wag nou, heeltemal by jou om dit te gebruik. Hulle het, waar staan dit nou? Die man saam met hom met spraakloos van verbasing, want hulle het iemand se stem gehoor, maar niemand gesien. Hulle sien die lig, hulle sien hom val. Hulle hoor hierdie stem wat praat.
Daar is bewyse van mense wat hierdie ding gehoor gebeur het. Hulle het dit gesien gebeur. Dis nie 'n oorvertelde storie nie. Dis nie 'n storie wat stertjies gekry het nie. Dis nie iemand wat dit aangedik het nie. Dit het so gebeur. Hier's mense wat dit gesien het. Hulle het dit gehoor. Hulle het nie 'n persoon gesien wat nou hier praat. En daarom lei hulle vir Saulus in na die stad. En dit is vir my so pragtig hoe die teks dit skryf. Sy oë was oop, maar hy kon nie sien nie. Hy het nog nie geweet, hy het nog nie die insig gehad. Die Here het nog nie sy hart oopgemaak om dit te snap wat hier aangaan. Hy is nog steeds op sy missie. Hy weet iets het gebeur, iets ruk sy hele lewe uit mekaar uit. En nou gaan hier 'n man in met oop oë, maar hy kan nie sien nie. Blind vir die waarheid. En die Here gee aan hom 'n opdrag. Staan op, stap in die stad en wag. 3 eenvoudige opdrag. Staan op, stap in en wag. Dit laat my dink aan daai storie van Naaman. As die profeet kom sê, gaan was jy daar in die rivier? Ag nee, regtig. Gee vir my nou iets. Ek het nog gedink jy gaan nou jou hand oor my beweeg en dan gaan alles dan hierdie wonderwerk gebeur. Partykeer gee die Here vir ons die mees eenvoudigste opdrag. En ons moet daai eenvoudige opdrag gaan doen. Gaan leef net dit wat die Here vir jou sê. Gaan bid vir iemand. Gaan gee 'n stukkie koek. Gaan kuier 'n bietjie. Stuur die boodskapie wat jy by gestuur het, gedink het. Ag, dit is nie. Stuur die boodskap. Daai wat jy sê, weet ek daai ene bel. Bel daai een. Die Here gaan dit gebruik. Praat daai gesprek wat jy weet die Here op jou hart gelê het. So gaan Saulus en hy gaan doen die 3 eenvoudigste opdrag. Dan op stap in die stad in en wag. En die een van ons hou van wag. Saulus weet die almagtige God wat nou met hom praat in die naam van Jesus vir hom sê, jy vervolg my, ek beplan met jou, gaan en gaan wag. Dan gaan ek. Partykeer is die kleinste opdraggies die dinge wat die grootste verskil maak. Ek ken hierdie pragtige storie van 'n gesin wanneer dit eendag in vertel. Dat daar was 'n gesin wat langs hulle gewoon het. En op een oggend het die Here vir die gesinetjie wat elke Sondag kerk toe gegaan het, gesê om na die bure toe te stap en te sê, wil julle nie saam met ons kerk toe gaan? En die pa en die ma toe hulle nou hoor van die uitnodiging om kerk te gaan, sê, "Drys vir nie, nee dankie, stel nie belang nie." En die seentjie het aan die pa se broekspyp geruk. "Pappa, pappa, kan ek gaan? Kan ek gaan?" En die pa en die ma het die pennie het gedrop op daai oomblik. Gratis baba oppas. En daar gaan hulle met die seentjie. En jare later het hierdie seentjie tot bekering gekom. Jare later, na daardie bekering, het hy die roeping van die Here gehoor om vir hom te gaan werk. En die gemeente het hom gedra en sy studie betaal en weet waar ek die storie gehoor het, is die daai predikant die dag sy eie storie vertel. Hoe dat die Here hom nou gebruik om voor 'n kerkgebou van 7000 mense te staan en die evangelie te bring. En ek sien hoe mense hulle hande opsteek en sê vir die Here aanneem en geleef. Daar is 'n daar is 'n
Mense het hulle lewe oorgegee in die hande van die Here. Dit begin met 'n arme gesinnetjie wat eendag gehoor het, stap na die bure en vra of hulle wil staan. Die Here spreek op die tyd vir jou wat jy opdrag het. Gaan net by die bure toe en nooi hulle uit en saam. Hoe het dit gewerk? Het jy dit gedoen of het jy stil gebly? En as jy iemand genooi het, is daar nog iemand in die kerk wat vandag hier gesit wat sê ek het begin kerk toe kom omdat iemand my uitgenooi het. Is daar so iemand in die kerk? Ek vra ja, wonderlik. In ons eie gemeente is daar stories wat van dit waar. Ons kan met die grootste vrymoedigheid. Ons is nie besig om mense te boelie daarin nie. Jy kan nie by die bure toe stap en sê, "Wat jy nie saamkom nie." Dis sy keuse. Miskien is daar 'n seentjie wat in die broekspyp gaan rig, wat later duisende mense tot bekering kan bring. Omdat iemand gehoor. Jy sal nooit weet waar dit gaan eindig. Kom ons lees verder. Lees verder van vers 10. Daar was 'n gelowige in Damaskus met die naam Ananias. Die Here het hom in 'n gesig geroep. Ananias, ja Here, het hy geantwoord. Daarop sê die Here vir hom, gaan nou reguit straat na Judas se huis. Vra daar na Saulus van Tarsus, want kyk, hy is besig om te bid. Ek het hom in 'n gesig laat sien dat 'n man met die naam Ananias inkom en sy hande op hom sit sodat hy weer kan sien. Maar Ananias het geantwoord, Here, ek het al by baie mense van hierdie man gehoor. Watter kwaad hy die gelowiges in Jerusalem aangedoen het. En ons hoor, hy het 'n mandaat van die priesterhoofde om al die gelowiges hier in Damaskus te arresteer. Die Here het egter vir hom gesê, gaan doen wat ek sê, want ek het Saulus as my instrument uitgekies om my boodskap uit te dra na volke en konings en aan die volk Israel. Ek sal inderdaad self vir hom wys hoeveel hy vir my moet doen. Dit is vir my een van die mooi draaie in 'n storie. Want die Here het baie keer 'n plan met jou, maar hy het sommer 'n plan met daai en daai en daai en ook. En hy het 'n manier om hierdie dag te doen. En hy gebruik baie keer een persoon om iets met 'n ander persoon te doen sodat 'n ander persoon op die ouene iets van die Here kan ervaar. Want in die manier hoe Saulus die Here moes hoor, moes Ananias iets hoor en moes Ananias iets doen. Moes iets van sy eie vrees oorkom vir hierdie man wat hierdie verskriklike mandaat het. Here, u verstaan nie mooi nie. Hierdie ou is 'n gevaarlike man. En ek dink aan myself. Het dit nooit by Ananias opgekom dat die Here is groter en sterker as Saulus? Het dit nog nooit by jou opgekom dat die Here kan mense se harte verander en die ouens wat jy dink die gevaarlikste is, wat jou die meeste skade kan doen, dat die Here groter en sterker is as daardie persoon? Om een of ander rede kom dit nie altyd vir ons op nie. Ons raak so gewoond daaraan om in ons wêreld te leef. Ons word so beïndruk deur mense dat ons vergeet dat ons te doen het met die almagtige God wat die hemel en die aarde gemaak het. Ananias, gaan doen net wat ek vir jou sê. Hoor vir my al my naam. Gaan doen net wat ek vir jou sê. Dis die Here bekyk vir my ook en vir jou. Ek wil hierdie gevaarlike ou 'n instrument maak
hom uitgesoek om my boodskap te dra. En so is ek en jy 'n instrument in die hande van God. Hy gee vir ons verskillende gawes. En wil hê jy moet dit gebruik, dit uitbrei in sy koninkryk. En ja, ons bid vir mense en ons gaan toets die deur en praat. Dis die Here wat lewens verander. Ek en jy moet net gaan doen wat die Here van ons vra. En so gaan doen hy dit. En so gaan Ananias met een sinnetjie na Saulus toe in Wegheidstraat, waar Judas die huis woon, om daar te gaan. Ek wonder of hy bang was. Ek wonder of hy dalk na die gesprek met die Here en die gesig wat hy gehad het, so oorweldig was deur die grootheid van die Here dat hy sy vrees vir Saulus verloor het. Dan gaan praat. En ons hoor nooit weer hierna van Ananias. Nooit weer word die naam van Ananias gebruik in die Bybel. Een keer, paar versie, simpel opdragie, gaan na daai straat toe, gaan bid vir daai. En tog was dit een van die gebede wat die wêreld geskud het. Want die dag toe Paulus, die kerk van Jesus Christus nooit weer dieselfde doen. En ons groei nog steeds vandag as gevolg van daai gebed van Ananias. Elke keer as ek en jy die naam van die Here uitdra, eerdra, waar jy werk en waar jy leef, elke keer as jy dit doen, is jy besig om die boodskap van God uit te dra. Jy Saulus, sê Ananias, jy gaan nog vir die Here moet ly. So gaan elkeen van ons seker ook maar nog ons deeltjie van die lyding dra. Vriende, daar's mense wat in hierdie gemeente vir die Here opgeoffer het. Gelei het self seker swaar gekry het, sodat hierdie gebou hier kan staan, sodat ek en jy vandag hier kan wees. As ek en jy nie gaan opoffer nie, waar dink jy gaan die volgende geslag in hierdie banke kom sit en leef of jy dit doen? As ek en jy nie die prys vandag gaan betaal tot voordeel dat die woord van die Here hier in hierdie gemeente bly gespreek word en vertel kan word. As ek en jy nie gaan deel wees van die damestee en van die Bybelstudies en van alles wat in die gemeente gebeur nie. As ek en jy nie dit gaan ondersteun nie, as ek en jy nie daaroor gaan bid nie, dan beteken dit saam met ons gaan 'n stem doodgaan en wie gaan daarna beweeg? As ek en jy dit nie nou gaan wie gaan hierna die keuse van my? Die rondom ons is mense wat daai behoefte het. Dis op my en jou om dit te gaan doen. Jare later sou hierdie Paulus die volgende woorde skryf in die brief aan die gemeente in Korinthe. In Hoofstuk 15 vers 58 staan die skryf Paulus: Staan baie vas, onbeweeglik. Gee altyd julle allerbeste vir die Here se werk, want julle weet voor die Here is alles wat julle doen die moeite werd. Alles wat jy doen is die moeite werd. Dit uitdrukking van God se woord. Kom ons sluit af, dan lees ons die laaste gedeelte. Ons gaan lees vanaf vers 17. Vers 17 tot vers 19. Ananias het vertrek en in daardie huis ingegaan. Dis geleide woorde, nie? Hy het sy hande op Saulus gesit en gesê: "Hoor hier, broer Saulus, Saul,
Die Here het my gestuur. Jesus wat aan jou verskyn het op pad hierheen. Hy het my gestuur sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. Onmiddellik het iets so skille van Saulus se oë afgeval en hy kon weer sien. Hy het opgestaan en is gedoop. Hy het die kos geëet en sy kragte begin herwin. Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus gebly. Dis vir my so kosbaar dat gelowiges wat deel is van God se uitverkore volk op die ou ende 'n moeilike opdrag het wat vir hulle in 'n gevaarlike situasie sit. Maar omdat die Here so sê, beskou hulle daardie gevaarlike persoon onmiddellik as 'n broer. 'n broer en 'n suster in die Here. Onmiddellik word die liefde uitgedeel, nog lank voordat Saulus kan sê, ek is so jammer oor wat ek gedoen het. Ek is so jammer dat ek jou te nagekom het. Ek is so jammer dat ek jou seer gemaak het. Lank voordat hy gevra het vir vergifnis, het die kerk van Jesus Christus al begin sê, broer Saulus, kom nou. By my en jou met dieselfde gesindheid as Jesus wees, dat ons die liefde van die Here uitdeel vryelik, mildelik vir elkeen wat dit nie verdien, sodat hulle oorweldig kan word deur die liefde van die Here en ingetrek kan word deur sy groot. En nou val iets so skille van Saul se oë af en hy kan weer sien. En dan word daar gesê en hy is gedoop. Die liefde van die Here gaan net verder in hierdie man se lewe. Nie net word daar nou vir hom gebid nie, nie net word hy deel gemaak as broer Saul nie, maar word hy onmiddellik in die kerk van Jesus Christus opgeneem, deel gemaak deurdat hy gedoop is. Skoon gewas deur hierdie Jesus wat hy gaan vervolg het. En hy het begin eet en hy het sy kragte bymekaar gemaak en dan staan daar Saulus het 'n paar dae by die gelowiges in Damaskus. Hoe kosbaar was hierdie kuiertjie vir albei moet wees. Vriende, ek is baie lief vir hierdie teks. Net God kan ongelowiges, radikaal ongehoorsame mense tot bekering bring. God het hom toelaat om sy werk te doen. En hy doen dit ook in ons. Ek hou van die drama van waarmee Ananias gekonfronteer is. Maak as ek lees daar. Ek is lief vir die radikale omkeer wat daar in Saulus se lewe plaasgevind het. En hierdie kerk van Jesus Christus hulle eenvoudig omarm het, deel gemaak het van hulle liefdesgemeenskap. En dit kan ook by ons gebeur. Dat ons mense eenvoudig tuisvlak voel, omarm, in met hulle seer, met hulle swaar, met hulle agendas, met hulle tekortkominge, met hulle verkeerde idees, net kan sê, en nou dit jy my broer en my. Mag ek en jy die woord van die Here so uitleef, sodat sulke aardskuddende, vernuwende werk ook vanuit ons gemeenskap kan verder.